My pa het altyd gesê, 'n mens is nooit te oud om te leer nie. net sodra jy dink jy het nou die wysheid van Salomo in pag, sodat jy jou regmatige plek tussen die ringkoppe by die stadspoorte kan inneem, kom die lewe soos 'n tsunami en vee al jou Sionsgebergtes plat. Hy maak van jou paleis weer stroois en jou Cadillac word 'n donkiekar, sommer oornag. Die een oomblik loop jy soos Petrus op die golwe ten spyte van die stormsee. Die volgende oomblik skreeu jy desperaat om hulp as die donker waters dreig om jou te verswelg. Ons is nooit te oud om te leer nie. Om wat te leer, vra sommige dalk. Hierop is daar ontelbare antwoorde. Dink maar net 'n oomblik aan die moderne tegnologie. 'n Plaaslyn word selfoon. Dis Excel en Bluetooth, format en gigabyte. Vandag is jy in Kaapstad, môre in Hong Kong. Dis 'n onophoudelike proses van aanpassing en bybly. Jy weet ook nie altyd meer hoe die vurk in die hef steek nie. Selfs die idioom is afgeleef en uitgedien. Miskien moet ons maar eerder sê, ons weet nie meer hoe die flashcard in die PC steek nie. Jou kinders praat 'n vreemde taal, asof hulle van 'n ander planeet afkom. En terwille van oorlewing en om nie oornag 'n Robinson Crusoe op 'n verlate eiland met 'n ossewaai en 'n ou Sanna te word nie, vra jy maar jou kinders hoe die dinge van 'n rekenaar werk. Hulle verduidelik so vinnig in 'n taal van hulle eie, dat jy na 10 minute nog minder weet en net meer verward is. Dis net so goed, jy vra vir Michael Schumacher om jou te leer kaskar ry. Maar 'n man is nooit te oud om te leer nie. Een pa skryf vir sy seun, Hello, Bob. It's your father again. I have another question about my new computer. Can I tape a movie from cable TV, then fax it from my VCR to my CD-ROM, then email it to my brother's cellular phone so he can make a copy on his neighbor's camcorder? dis interessante tye waarin ons leef. 'n Mens moet uithaal om by te bly, want die lewe is 'n rustige merry-go-round van toentertyd, met sy 2-slag diesel enjinkie, het skielik oornag in 'n Star Wars van ruimtetye en strale jagters verander. 'n Mens is nooit te oud om te leer nie. Miskien net te oud om by te bly. As ek vandag terugdink, hoe 'n mens 20 jaar gelede aan 'n preek moes voorberei, elke woord eers met die hand uitskryf, lyne en paragrawe doodtrek, die brother-tik-masjienkie en 'n botteltjie flaterwater nader trek. Dit was harde werk. Vandag is dit daarom soveel makliker. Copy and paste, delete, save en 'n menigte ander bruikbare sleutels vereenvoudig jou werk. Ek moet daarom byvoeg dat die romanse van die pen en papier, die tikmasjien se eentonige morsekode dientjie, ook daarmee heen is. Iewers moet 'n mens altyd iets langs die pad in. Al maak baie van die moderne tegnologie nie eintlik vir ons sin nie. Al verstaan ons nie 1/1000ste van die werkverrigting van die satelliet en rekenaarwetenskap van atoomenergie en transmutasie nie, lê ons daarom nie nagte daaroor wakker nie. Die Bybel het daardie tyd al voorspel dat kennis in die laaste dae sal vermeerder en ons aanvaar dit so. Daar is egter 'n ander aspek van die lewe wat baie keer nie vir ons sin maak nie. 'n Aspek wat ons elkeen se lewe daagliks raak en beïnvloed. En dit is
hoe die weë van die Here werk. Soveel teoloë en skrifkundiges het al daaroor gespekuleer, geredeneer, gefilosofeer. En tog bly dit vir ons 'n raaisel. Die profeet Jesaja stel dit onomwonde. Die Here sê, ek dink heeltemal anders as julle. Ek doen dinge ook heeltemal anders as wat julle dit doen. Soos die wolke ver bo die aarde is die manier waarop ek dinge doen ook ver bo die manier waarop julle dit doen. Hoe ek dink is ook baie ver van die manier waarop julle dink. Jesaja 55 vers 8 en 9. Die weë van die Here, hoe hy optree en dinge laat gebeur of dinge toelaat om te gebeur, is die meeste van die tyd vir ons duister. Op daardie gewese oomblik dat iets met ons gebeur, maak dit meestal vir ons nie sin nie. En dit raak ons tot in die diepste van ons wese, ons hele menswees. Ons probeer in ons gedagtes vasstel en bepaal wanneer God betrokke is, wanneer hy straf, wanneer hy toelaat dat dinge met ons gebeur, wanneer hy ons toets. Solank dit met ons goed gaan, aanvaar ons heel hartig dat sy weë nie ons weë is nie. Dat die Here dinge heeltemal anders doen as wat ons dit doen. Wanneer dinge egter die dag vir ons begin skeefloop, wanneer die lewe sy skerp kant vir ons wys, partymal gebeur dit sommer oornag, worstel ons met die teologie. 'n Tyd gelede neem ek 'n paar dae verlof om foto's in Beaufort West se wêreld te gaan neem. Net voor 'n mens die dorp binne ry, sien jy op regterkant 'n nuwe kompleks met helder kleurige Afrika kunswerke teen die mure. En omdat ek maar van nature nuuskierig is, het ek ingedraai om nader ondersoek in te stel. Beaufort West se munisipaliteit het in die gees van entrepreneurskap besluit om 'n hele aantal rondabel gebouetjies op te rig, waar die inwoners van Beaufort West en in besonder die wat werkloos is, hulle handewerk kan kom uitstal en aan die publiek verkoop. Van die winkeltjies het pragtige handewerk uitgestal. Daar was draadkunsmouse, kleremakers, houtkerwers en 'n rits ander smouse wat elkeen by sy of haar winkeltjie 'n bestaan probeer maak het. Van die winkeltjies was die oggend nog toe, maar Afrika tyd is mos van geduld aan mekaar gesit. In een van die rondabel winkeltjies het 'n bruin vrou met 'n verfkwassie gesit en die mooiste skilderwerk op kersse, koffiebekers en sommer 'n klomp ander artikels gedoen. En nadat sy ingestem het dat ek haar afneem waar sy met haar kunswerk besig was, het ons aan die gesels geraak. Hoewel sy ietwat teruggetrokke was, het sy my van hulle sukkelbestaan vertel. Want ons is mos die agterspeenkinders van die Karoo, meneer. Ek was in daardie stadium die enigste toerist op die perseel en die vooruitsig op goeie klandisie die dag het vir my maar bedremmeld gelyk. Op my vraag of hulle darme bestaan kan maak, het sy geantwoord: nee, die besigheid is eintlik nie goed nie, meneer. Party van die winkeltjies het al toegemaak. Die munisipaliteit is so besig met hulle politiek bekleierery dat hulle ook al van ons vergeet het. En toe sê sy iets waaroor ek vandag nog nadink. Iets wat ek nog nooit by iemand anders gehoor het nie. Ken meneer die verkeerd omreg van die Here? Die wat? Die verkeerd omreg van die Here, meneer. Sy het die verfkwassie neergesit,
en by die Rondawelse venstertjie uitgekyk na Beaufort-Wes se berge, asof haar hulp daarvandaan sou kom. Die verkeerd om reg van die Here. In 4 jaar se teologiese opleiding het ek nooit van so iets gehoor nie. Sy het seker die onsekerheid op my gesig gesien en toe haar Karoo teologie aan my begin verduidelik. Ek het al geleer in die lewe, meneer, dat dit nie help om jou te bekommer oor allerlei dinge nie. Of hier 'n mens vandag by jou gaan kom goed koop, of waar jy môre vir jou kinders gaan kos kry, dit help nie jy bekommer nie. Partymal loop dinge vir jou heeltemal verkeerd, en dan dink jy, die Here het mos nou van my weeskind gemaak. Hy werk mos nou verkeerd om. Party dae dink ek, die winkelbesigheid was nou 'n heeltemal verkeerd om ding. Ons laaste paar sent het ons nou hier ingesit, meneer, maar hier gaan ons miskien alles weer verloor. So dink 'n mens maar, meneer. Dis die dat party sommer deure toegemaak het en weg is, maar meneer, ek het al geleer. Môre kom jy agter die verkeerd om ding wat met jou gebeur het, eintlik was die hand van die Here ook daarin. Die ding wat vir jou sleg gelyk het, was eintlik vir jou goed. Dis die verkeerd om reg van die Here, meneer. Ek het al geleer. Nou los ek dit maar vir die Here, want hy maak mos nie foute nie. Die Here se weeskind het gepraat. Die predikant was stil. Ek het haar gevra om vir my donkiekar op 'n dwarsleer plank te skilder. 2 dae later het ek dit by haar gaan haal. Die R200 was vir haar veels te veel, meneer. Maar ek het my antwoord en my teologie die keer reg gehad. Dis hoe die verkeerd om reg van die Here werk. Jy het my mos so geleer. Die Bybel is vol van die verkeerd om reg van die Here. Dink maar aan Moses. 40 jaar se omswerwings, frustrasie, pyn, hartseer. En uiteindelik staan hulle by die beloofde land. En wat sê die Here vir Moses? Omdat jy op die Here vertrou en geweier het om die farao van Egipte te word, omdat jy eerder sleg behandel sou word saam met die mense van God, as om 'n kort tydjie lekker in sonde te baljaar, omdat jy besluit het dat daar eerder op jou getrap kan word, as om al die skatte van Egipte te hê. Daarom sê ek vandag vir jou, goeie en getroue diensknegt, oor vele was jy getrou, oor nog meer sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Here. Dis nie wat my Bybel sê nie. Dis miskien wat ek sou verwag het om te hoor as ek in Moses se skoene gestaan het. Luister wat sê die Here vir Moses in Deuteronomium 32 vers 48. Gaan klim op Neboberg. Kyk goed na Kanaan. Dis die land wat ek vir die volk Israel gee, sodat hulle daarin kan bly en dit besit. Jy sal daar op die berg doodgaan. Daarom sal jy die land net op 'n afstand sien. Die land wat ek vir jou volk gaan gee, maar jy mag nie self daarin gaan nie. Partymal loop dinge vir jou heeltemal verkeerd, meneer. En dan dink jy, die Here het mos nou van my weeskind gemaak. Hy werk mos nou verkeerd om. Moses word weeskind op Neboberg. Jy sal die land net op 'n afstand sien.
die land wat ek vir jou volk gaan gee, maar jy mag self daarin gaan nie. Ons ken die verhaal van Moses, die verkeerdom reg van die Here. Wie sou ooit in daardie stadium aan die hemelse Kanaan kon dink? Wie sou ooit kon dink, 1300 jaar later staan Moses, Neboberg se weeskind op die berg van verheerliking in die beloofde land, saam met Elia en Henog. Dis die verkeerdom reg van die Here. Ek dink aan die jong man Josef, verkoop deur sy broers. Vandag is daar mense wat die rug op die kerk keer, omdat hulle glo hulle is deur hulle broers in die geloof te nagekom. Josef as jong seun het 'n besluit in sy hart geneem, terwyl hy die tente van sy pa vir oulaas in die verte gesien het. Hy het onderneem om die God van sy pa te gehoorsaam en te dien. God sou vir hom sorg, soos hy vir sy pa Jakob gesorg het. Hy is na 'n vreemde, heidense land ontvoer, verkoop en weer verkoop, maar ten spyte van alles sê die woord, die Here was by Josef en dit het goed gegaan met hom. Hy is as hoof van Potifar se huis aangestel. Al Potifar se besittings en rykdom is aan Josef se sorg oorgelaat. Die Here het die vensters van die hemel oopgemaak en seën Potifar oorvloedig geseën. Jy ken die verhaal van Potifar se vrou en Josef se onskuld. Van paleis na gevangenis, gemartel en vergeet, die weeskind van Egipte. Toe die 7 vet en 7 maar jare, Jakob se seuns wat koring kom koop en Benjamin as losprys moet bring, Josef wat sy broers die verkeerdom reg van die Here probeer leer. Uiteindelik die onbeskryflike toneel van pa en seun wat mekaar na soveel jare omhels. Nou kan ek maar sterf, want ek weet my kind Josef leef, as ek maar net geweet het. Dan is daar die verhaal van Jesus, die weeskind van Nasaret. Nog voor die grondlegging van die aarde en die raadsbesluite van die heelal, is die belofte van 'n Messias gebore. Die een wat sy volk sou verlos. Hierdie belofte, oorgedra van geslag tot geslag, is in die boekrolle van die profete beskryf en in die klaskamers van die rabbynse skole ondersoek, totdat dit hoop en versigtiging in die hart van elke beloofde nasaad van Abraham geword het, die lang verwagte bevryding van die Romeinse tirannie. En op die regte tyd het Jerusalem haar kinders bymekaar gemaak soos 'n hen haar kuikens, en is daar in die tempel, die allerheiligste vesting van die Joodse volk, vir hulle die lang verwagte Messias gebore. Oor die Kedron vlakte het die basyngeskaal weer klank, en die koorsang van die priesters en die van die engele skaar het elke hart wat van heinde en verre gekom het, laat saam juig, terwyl hulle palmtakke heen en weer swaai, Hosanna, Hosanna, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde. Die beloofde kind is vir ons gebore, Immanuel, God met ons. Die omliggende heuwels het gejubel, en al die bome van die veld het hande geklap. Toe volg oorverdowende jubelkrete uit 1000 kele, terwyl die hoëpriester by die tempel se ingang verskyn en die babakind toegedraai in koninklike linne, met uitgestrekte arms aan die volk vertoon, julle koning is vir julle gebore. Dis nie wat my Bybel sê nie.
Dis miskien wat ek graag sou wou gesien en gehoor het as ek in Josef en Maria se skoene gestaan het. Gebore in 'n stal in uiterste armoede. Geskool en gekerk in Nasaret waar sy eie mense hom later oor 'n krans wou stoot. Met geen plek van sy eie waar hy sy hoof kon neerlê nie. Het hy dag na dag omgesien na die krepeles en die blindes, die weduwees en die wese, die uitgeworpenes en onreines. Sy getrouste volgelinge was 'n paar vissermanne. Die leiers van die kerk het hom met minagting beheen en tot laat snags gesit en beraadslag hoe hulle hom om die lewe kon bring. Tot die einde toe het die paar vissermanne te vergees probeer om hom koning te maak. Die volk, oorstelp van vreugde toe hy op 'n donker Jerusalem binnery, sy luidkeelse hosannas vir die seun van Dawid, het skaars weggesterf. Toe begin die palmtak in hulle hande slap hang en hulle wraaklustige kruisig hom, weer klink oor die stad. Verraai, bespot en geslaan, is hy aan 'n houtkruis vasgenaal en deur sy eie mense verwerp, het hy sy laaste asem uitgeblaas. Partymal loop dinge vir jou heeltemal verkeerd, meneer. En dan dink jy, die Here het mos nou van my weeskind gemaak. Hy werk mos nou verkeerd om. Jesus word weeskind op Sionsberg. Dit was egter op die Olyfberg dat die paar getroue vissermanne dit eers werklik agtergekom het. Die dag toe hy vir hulle gesê het, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld, het hulle dit nie regtig verstaan nie. Toe hy langsaam onder hulle uit opstyg, hemelwaarts, het hulle verslae en met gesperde oë gestaan en kyk hoe 'n wolk van heerlikheid hom toevou. So vinnig as wat hy in hulle lewe gekom het, so vinnig het hy weer uit hulle lewe verdwyn. Weeskinders van die Olyfberg. Iemand skryf dit was toe hulle verbaas omdraai, dat hulle besef het, dieselfde Here wat hier voor hulle opgevaar het, was nou in hulle hart. Toe verstaan hulle vir die eerste keer die verkeerd omreg van die Here. Moses, Josef en Jesus. Dan is daar ook ek en jy, weeskinders van hierdie wêreld. In ons lewensverhaal is daar ook 'n verkeerd omreg van die Here. Soos Moses en Josef en Jesus, bly ons ook op dieselfde planeet, waar daar 'n oorlog aan die gang is, die stryd tussen goed en kwaad. Ons vorm deel van daardie oorlog, ons moet elke dag daarvan bewus wees, want die stryd word net al ewiger. Ons moet ook onthou, ons aanbid die God wat alwetend is, die God wat die begin van die einde ken, die God wat altyd in die beste belang van sy kinders optree. Ons moet ook onthou dat alles nie altyd vir ons in hierdie lewe sal sin maak nie. Party dae gaan ons voel soos 'n agterspeenkind van die Karoo, 'n weeskind wat die verkeerd om van die lewe ken. Ons gaan teleurgesteld omdraai, omdat dit vir ons voel die Here het in 'n wolk uit ons lewe verdwyn. Net om te ontdek, hy is in ons hart. Jesaja 55 vers 8. Die Here sê, ek dink heeltemal anders as julle. Ek doen dinge ook heeltemal anders as wat julle dit doen. Soos die wolke ver bo die aarde is die manier waarop ek dinge doen.
ook ver bo die manier waarop julle dit doen. Hoe ek dink, is ook baie ver van die manier waarop julle dink. 'n Mens is nooit te oud om te leer nie.